My en Francisca se eerste ontmoeting was glad nie so romanties en aangenaam nie. Ek was 'n 5de-jaars student op Stellenbosch en het ongeskeerd met my kort hare op my motorfiets voor haar woonstel gesit die middag toe sy van die werk af gekom het. "Waar is jou suster?" was my eerste woorde aan haar. Later sou ek hoor dat sy glad nie beïndruk was met hierdie ongeskeerde rakker met die kort hare en dit nog op 'n motorfiets nie. Om te dink, hy wil by my suster kom kuier. Hierdie eerste onverwagse ontmoeting was glad nie goed nie. Wel, ek was snaand en het toe op die ou einde by haar suster gaan koffie drink en van tyd tot tyd by die woonstel gekuier. Ek en Francisca het mekaar dus weer van tyd tot tyd ontmoet. Hierdie ontmoetings het toe beter geraak en die res is geskiedenis. Hier sit ons tweeetjies vandag, 23 jaar na ons eerste ontmoeting, gelukkig getroud en geniet ons nog 'n ontmoeting oor 'n koppie koffie. Ontmoetings kan soms vreemd en ongemaklik wees, veral as dit onverwags is. Koenie Burger skryf in sy boek Ontmoetings met die lewende God: die groot vraag is nie of jy glo God bestaan nie, maar of jy al die lewende God regtig ontmoet het. Ek dink hierdie is die essensie van die boodskap van die Bybel. Die Bybel wil nie soseer mense oortuig dat God bestaan nie, maar wil eerder vir mense help om 'n ontmoeting met hierdie liefdevolle en genadige God te hê. Daarom is die Bybel vol verhale van God wat mense ontmoet. Hierdie ontmoetings is ook soms vreemd en onverwags, maar getuig van God se teenwoordigheid, sy heiligheid en sy grootsheid, van sy sorg, genade en liefde. Gelukkig het ek en Francisca weer ontmoet, en toe weer en weer en weer, en in die weer en weer ontmoetings het die verhouding ontstaan, die liefde gegroei, sodat ons vandag gelukkig getroud is. Ontmoetings met God is ook nie net 'n once-off nie. Dit is iets wat weer en weer en weer gebeur, en in die weer en weer leer jy God beter ken en word jy meer en meer bewus van sy liefde en genade en groei die verhouding. Getuig jou lewe van sulke ontmoetings met die lewende God. Tydens Sondag se eredienste, die oggend en die aand, wil ons so 'n bietjie gaan kyk hoe ons kan dink oor ontmoetings met die lewende God. Ons gaan die oggend so 'n bietjie kyk na die vreemde en onverwagse ontmoetings van God met Jakob in die bekende verhaal waar Jakob die droom gehad het met die leeu wat tot in die hemel strek. En die aand wil ons so 'n bietjie gaan kyk na ontmoetings wat nie so onverwags is nie. Ja, God kan ons op enige plek en enige manier ontmoet, maar daar is tog ook 'n patroon in die Bybel van waar en hoe God ons ontmoet. Ek hoop om jou Sondag by hierdie 2 ontmoetingsgeleenthede te sien. Ontmoet ook sommer 'n vriend voor en na die diens oor 'n lekker koppie koffie en tee in ons kuierarea.